Die Suid-Afrikaanse en Brasiliaanse navorsers en reguleerders as ook industriekenners het onlangs op 'n gesamentlike platform byeengekom om vooruitgang in landboubiologiese oplossings te versnel. Dit was 'n konferensie wat aangebied is vroeg in November in Suid-Afrika wat bekend gestaan het as die Bio Alliance SA Brazil 2025 konferensie. En dit was onder leiding van die Suid-Afrikaanse Bioprodukorganisasie of SABU by Future Africa by die Universiteit van Pretoria. Ek gesels vandag met twee persone. Eerstens met Debbie Machiuchi, voorsitter van SABU, as ook met Martin Booyens, hy is tegniese bemarkingsspesialis by biologiese oplossings vir Intelligrow. Debbie, goeiemôre. Waarom is dit belangrik dat die Bio Alliance SA Brazil konferensie juis in Suid-Afrika moes plaasvind? Môre Lise, ja, dit was belangrik omdat Suid-Afrika en Brasilië soortgelyke landbouuitdagings deel. Albei voor na die EU uit, werk in vergelykbare klimaatsones en is OECD waarnemers. Maar Brasilië is reeds verder gevorder met die praktiese toepassing van biologiese oplossings. Deur die konferensie plaaslik aan te bied, kon meer produsente, navorsers en reguleerders direk by wêreldleiers leer en beweesde biologiese praktyke na Suid-Afrikaanse toestande vertaal. Martin, goeiemôre ook aan jou. Brasilië word wêreldwyd as 'n voorloper in biologiese landbou gesien. So wat kan Suid-Afrikaanse boere nou by hulle leer? Môre Lisa en luisteraars, ek waardeer regtig die geleentheid. En ja, ek sou sê Brasilië wys dat biologiese oplossings op groot skaal kan werk wanneer dit reg geïntegreer word. Hulle sukses lê in 'n eenvoudiger en meer funksionele regulering, sterk samewerking tussen boere, navorsers en die staat en 'n duidelike fokus op geïntegreerde plaagbestuur eerder as losstaande produkte. Hierdie stelsel benadering het volhoubare praktyke landwyd versnel in Brasilië en het gehelp om afhanklikheid van sintetiese plaagdoders te verminder. En deur finansiële aansporing van die staat die risiko vir produsente verlaag om nuwe biologiese tegnologieë te toets. Suid-Afrika kan leer dat biologiese landbou nie 'n kitsoplossing is nie, maar 'n beproefde manier om produksie volhoubaar en mededingend te doen. Debbie, julle het tydens die konferensie gepraat oor die gaping tussen beleid, regulering en wat werklik op plase gebeur. Waarom is dit so 'n kritieke kwessie vir die aanvaarding van biologiese oplossings? Dit is so krities want biologiese oplossings kan net werk as beleid, regulering en praktyk op plaasvlak in lyn is. Wanneer regulasie te stadig of uitpas met innovasie is, kry boere nie toegang tot betroubare nuwe tegnologie nie. Terselfdertyd sien ons te veel produkte wat die mark betree sonder behoorlike registrasie of proewe. Boere gebruik dit lewer nie resultate nie en dan verloor die biologiese bedryf as geheel geloofwaardigheid. Nie omdat dit nie werk nie, maar omdat dit 'n nuwe tegnologie is. Die boere vat 'n risiko om dit vir die eerste keer te probeer en hulle kan al vingers verbrand as gevolg van opportunistiese toetredes wat die regulering ondermyn. Registrasie moet dus nie 'n struikelblok wees nie, maar 'n kwaliteitssekerheid. As regulasie op datum bly, aangepas is vir biologiese produkte en nie net sintetiese produkte is, en as dit innovasie ondersteun, beskerm dit boere, keer dit opportunistiese markbetreders en bou dit vertroue in biologiese oplossings. Dit is presies wat ons nodig het vir volhoubare aanvaarding in die biologie in landbou. Martin, geïntegreerde plaagbestuur of IPM, IPM soos ons dit beter ken, is sentraal tot biologiese boerdery. Wat verstaan produsente dikwels verkeerd daaroor? Lisa, ek sou sê dat
Daar's eintlik 'n heel verwarring van IPM. Baie produsente dink IPM beteken om chemie heeltemal te vervang, maar dit gaan eintlik oor 'n groot balans op die plaas. IPM vereis dat jy beplan dat jy 'n ingesteldheidsverskywing moet toon. Soos wat een van my mentors altyd vir my gesê het, if you believe it works, if you don't believe it don't work. En dit is nog altyd iets wat by my baie erg vasgesteek het. IPM vereis vooruitbeplanning en 'n ingesteldheidsverskywing om eers ekosisteem te verstaan. Ons moet verstaan wat se tipe natuurlike vyande daar voorkom. Ons moet verstaan wat se tipe plaagdruk op die plaas is en dan moet ons ook doeltreffend moniteer en daarna moet ons 'n ingeligte besluit neem. Chemiese beheer bly nog altyd deel van die program, maar dit word doelgerig en aanvullend gebruik sodat daar minder afhanklikheid van plaagdoders is. Biologie werk regtig nie as 'n noodspruit nie en baie boere wil dit altyd as die laaste opsie gebruik. Dit funksioneer as deel van 'n beplande, plaasspesifieke strategie en nie 'n een groot pas almal oplossing nie. Ek dink ons het almal groot geword om te glo dat dit wat jy doen, moet jy in glo. En dis die boodskap wat ek nou vanoggend hier kry by jou. As 'n produsent nou in Januarie of nou besluit, hulle beplan nou vir die nuwe seisoen en hulle wil hiervan gebruik maak. Wat is een beginsel uit hierdie konferensie wat hulle beslis moet onthou? Ek sou sê dit is 'n klein gedeelte wat ek genoem het in een van my in toespraak wat ek gelewer het. En dit was om te begin, ten minste. Begin vroeg, begin klein en toets die biologiese oplossings in kleiner blokke. Moenie natuurlik nou dadelik na die hele plaas toe gaan nie. Jy moet leer om te moniteer, leer om deeglik te moniteer en bou jou kennis oor hierdie nuwe benadering oor tyd. Biologie is werklik 'n belegging oor menigte seisoene en dit gaan nie net in 'n eenmalige omswaai kan verander nie. Kortliks, om jy af te sluit, hoe lyk die groter prentjie vir biologiese landbou in Suid-Afrika oor die volgende paar jaar, dink julle? Ek is baie opgewonde vir biologiese landbou in Suid-Afrika en dit is besig om van 'n nisopsie na kernpilaar van volhoubare en mededingende voedselproduksie te beweeg. Die toekoms berus dat ons toepaslike werkbare regulering het, kundige gewasadviseurs en verantwoordelike verspreiders wat slegs goed getoetste geregistreerde produkte op grond van wetenskap en velddata aanbeveel. Hulle moet nie net op kort termyn wins met die nuwe produkte fokus nie. Terselfdertyd sou ek sê biologiese oplossings is nie 'n alternatief vir plaagdoders nie, maar 'n kritieke hulpmiddel om plantgroei en opbrengs te beskerm en veranderende klimaat met toenemende droogtes, oorstromings en hoë temperature en te help met waterhulpbronne. Deur 'n sterker fokus te hê wat ons huidigelik nie regtig het in landbou nie, op grondgesondheid, veral met hierdie nuwe mikrobiese biokunsmisse kan produsente meer weerbare plante bou en dikwels ook opbrengs verbeter in die toekoms in. In 'n netedop is ek baie opgewonde vir die volgende paar jaar. Net so 'n laaste woord van jou kant af ook asseblief, Debbie. Thanks, Lisa. Yeah, I think it's important to know that there is growing pressure from our consumers and from our retailers in terms of producing more sustainably and using these RPMs. So in the future, over the next couple of years, we do expect that greater pressure to be coming. We also know that our government is under a large amount of pressure to also draw their focus towards biological products. So it is a trend that is definitely growing, and the work of SABO is to try and support this trend in a way that makes sense. We are trying to facilitate that by just allowing the growers to understand what these products are. How to use them best so they can make the decisions themselves and are less reliant on people telling them what to do, so that they can make the decisions make sense for their environment and what works for them. So yeah, that's what we see going forward, and we're really excited about the work we do and encourage people to start looking at those kind of options. Dit gaan alles oor biologiese oplossings vir
landbou. Ek het vandag gesels met Debbie Matsiuchi. Sy is voorsitter van die Suid-Afrikaanse Bioprodukorganisasie of SABO en ook met Martin Booyens, tegniese bemarkingsspesialis biologiese oplossings by Intelligrow.